Liggaamspositiwiteit behels meer as om jou lyf te aanvaar, dit gaan daaroor om jou lyf te verstaan. So vandag gesels ek met ons stylis, Lorraine Olivier, oor watter style vleiend vir verskillende liggaamssoorte is. Lorraine, dis altyd 'n voorreg om met jou te gesels, want sy is ook verantwoordelik vir hoe ons lyk elke oggend, so hartlik welkom terug. Baie dankie, Elsa. Goed, so kom ons begin net by die konsep van liggaamspositiwiteit. Ja, ek dink jy het dit mooi opgesom. Ek dink as 'n mens praat oor liggaamspositiwiteit, daar is nie 'n perfekte liggaam nie. So ek dink elke liggaam is perfek vir jou. En as jy weet hoe om hom aan te trek en jy weet hoe om jy verstaan hom beter as dat jy hom net aanvaar, ek dink dan sit jy met 'n styl geheim wat jy tot jou voordeel kan gebruik. Goed, so dit gaan oor hoe jy gebou is en watter liggaamssoort jy dan nou het. So kom ons gaan net miskien deur die verskillende soorte en hoe 'n mens moet aantrek. Okay, daar is eintlik 9 liggaamsvorms, maar ek het net 5 opgesom vir vandag. Ja. So, as ons kyk na die appellyfie, dan kan ons sien 'n appel is rond. So dit is wanneer jou maag die grootste of jou middellyf is die grootste deel van jou liggaam. So ons kyk altyd na 3 items op jou lyf. Jy kyk na jou skouers, jou middellyf en jou heupe. Ja. So wanneer jou maag die grootste deel is, dan het jy 'n appel en dan moet jy ook reg aantrek vir daai appel. 'n Appellyfie is natuurlik, hulle hou van sag en vleiende materiale en teksture en dan ook bly by jou lang jassies en ietsie soos 'n kimono of so iets om daai elongation te veroorsaak. Bly weg van kort baadjies af byvoorbeeld. Ja. As jy kyk na 'n peer is 'n smy-liggaamsbou. Ons heupe is die grootste deel van ons liggaam en daar moet jy nou weer goed soos valle en plooie op jou heupe vermy en fokus eerder op jou skouers en bring al die aandag na jou skouers toe en soos V-nek, halsies en sulke goedjies. Dan die derde een is die eerglas. En die eerglas, almal dink altyd dis die mees perfekte liggaamsbou. Dis nie noodwendig perfek nie, maar hy is die mees gebalanseerde liggaamsbou. So met hom beteken dit jou middellyfie is lekker klein, maar alles jou heupe en jou skouers is in vergelyking met mekaar. En dan met hom moet jy soos jy moet altyd jou middeltjie beklemtoon, want jy het 'n mooi middeltjie. So dra lekker beltjies en doen soos wat jy bo doen moet jy onder doen, so jy moet altyd gebalanseerd wees. Klink vir my na die maklikste van almal. Dit is eintlik die moeilikste, want jy moet balans hou. So jy kan nie iets met groot moue doen en onder net doen nie. So jy moet altyd jou balans hou met hom. So is daar nog een waarby ons moet uitkom. Daar is 'n reghoek. Ja. 'n Reghoek is basies alles is in lyn, jou skouers, jou middellyf en jou heupe is alles in lyn. En met hom moet jy ook weer belde doen, so jy moet lekker jou middellyfie beklemtoon. En dan die laaste enetjie is 'n inverted triangle. Ja. So 'n inverted triangle is wanneer jou skouers die grootste deel is van jou liggaam. Daar moet jy byvoorbeeld skouerkussings vermy, jy moet groot moue vermy en daar moet jy nou weer eerder soos broeke, baggy broeke dra en broeke met plooitjies en valle rompe en sulke goedjies. Dit voel vir my of ek in elke kategorie kan wees, want ek weet nie. Ek weet nie. Maar kom ons laat dit daar. Hoekom is dit so belangrik? Want ek kan nogal dink dat jy weet daai styl 'n direkte impak ook op jou selfvertroue het. Ja. So as jy weet hoe om aan te trek, as jy goed lyk, dan voel jy goed. So ek dink dit gee vir jou selfvertroue net om te weet hoe om aan te trek sodat jy kan weet jy het daai selfvertroue en dat jy jou dag kan aanpak met selfvertroue. Vir diegene wat miskien nou ingeskakel is en sê maar ek weet nie eintlik ek luister na wat jy sê maar ek kan dit steeds nie lekker sien nie. Is dit iets wat maklik is om te bepaal of moet 'n mens by 'n kundige uitkom soos jy byvoorbeeld nou om dit vir jou te kan sê? Also, ek dink elke persoon moet homself daai vergunning doen om een keer in sy lewe by 'n voorkomskonsultant uit te kom. Goed. Om te weet. So ons doen nie net ons sê vir jou wat jou liggaamsbou en daar gaan jy nie. Ons pas jou regtig toe. Ons het ook toepassings wat jy kan op jou foon aflaai waar dan alles is op daai toepassing. Wat jy moet vermy, jou spesifieke liggaamsbou is daarop en dan ook wat se klere jy moet dra en wat se styl jy is. So dit gaan nie net oor jou liggaamsbou nie, dit gaan oor kleur, maar ons wil ook hê jy dit moet by jou persoonlikheid pas. Ja. En dit is maklik bekombaar. Ek meen jy kan ewen 'n online konsultasie doen. En ek dink dit is waarom ek mense sou aanbeveel om by jou uit te kom. Ons het 'n paar sekondes ook oor, maar is daar 'n laaste gedagte of 'n wenk van jou kant af wat jy wil deel?
as jy jou liggaamsbou wil verander, Ja. kom in die gym, Okay. maar ek dink gebruik jou liggaamsbou tot jou voordeel en weet net hoe om aan te trek en verstaan hom. Goed, so verander of maak vrede. Jy weet, it's up to you. Dit is wat ek gaan sê, Lorraine, baie dankie. En ek sou haar werklik ten sterkste aanbeveel. So, indien jy by so 'n konsultant moet uitkom, maak gerus kontak met Lorraine. Sy is daar op sosiale media platforms. En as jy sukkel om haar aan die hande te gaan kry, gaan kyk net na ons en want ons verwys gereeld na haar op ons sosiale media platforms. Nou ja, nou na die lokprent van 'n splinternuwe reeks wat binnekort op Via te sien is. Suid-Afrikaanse landbou het diep gesaai in familieboerdery. Kom saam met my Pieter Pens en ontdek die stories, geskiedenis en families agter die plaashek. My werk in Suid-Afrika is om tuinmaak fashionable te maak. Instagrammable. En waarvoor is dit nou vir Koetlam? Ek was toe bitter klein nog met die osse, maar Erfenis in die grond begin maandag aand 3 November om 8:00 net op Via in trotse samewerking met Laveld Agrochem. Erfenis in die grond is 'n reis deur Suid-Afrika se mooiste familieplase waar trots, tradisie en erfenis diep in die grond lê. Dit begin maandag die 3de November om 8:00 net hier op Via en ek gesels nou met die aanbieder daarvan, Pieter Pens. Pieter, goeiemôre. Goeiemôre, good morning. Ek en jy staan so tong in die kies, want nou weet ek nie, is ek 'n reghoekige appel of 'n omgekeerde peer na Ek het meer gedink soos 'n aartappel. Jy weet. gepraat van aartappel in die plase. Vertel net gou vir my hierdie reeks, waar en hoe het dit begin? Jy weet, een van die vervaardigers het hierdie idee gehad terwyl hy geskiet het op 'n plaas daarso in die Kaap en toe het hy die historiese huis gesien. Toe dink as hierdie huis moet praat, watter stories kan dit vertel? Jy weet, al daai mooi familieportrette. En toe kontak my en sê my sien nie lus om saam met ons iets te doen nie. En Silo Produksies het ons hierdie ongelooflike mooi program gegaan. Ons praat van die storie agter die plaashek en die mense daarvan. En wat kan 'n mens verwag in 'n episode? Jy weet, in elkeen van hierdie pragtige episodes, ek kan net dink hoe idyllies is dit om dit te beleef. So, ja, ons het 6 ongelooflike plase besoek, Pieter, en ja, behalwe vir die mooiste landskappe, is dit ook die mense, jy weet, en ons kook saam met hulle en maak van koeke tot koekies en luister na die stories van die mense wat daar was en die volgende generasies. Ongelooflik van hierdie plase wat van die klein laities wat al daar rond al jaar buite en ook graag eendag wil boer en selfs in hulle erfenis voortwerk. So dis ongelooflik. Ek kan net dink. En syne dat jy ook ons 'n generasie boer is, julle eie plaas, groot pos. Groot pos, ja. Hy verskyn ook en dit was seker vir jou amazing. Dit was spesiaal maar moeilik, né? Dit was moeilik want nou is jy aanbieder, maar jy's ook terug by jou huis, jy weet. Ja. So dan dubbele rol om daar te vertolk, maar dit was erg spesiaal geweest en weet ons het oral meer 6000 km afgelê. My rug is nog besig om na die tyd te recover van dit, maar en toe af te eindig by ons plaas, dit was erg spesiaal. Ja. En nadat jy nou al hierdie mense se stories en erfenis kon deel, ook ekstra spesiaal om julle as eie familiesin te kon deel. Ja, dit was. Ek dink dit is so 'n mooi storie en ek dink die program gee hoop vir landbou in Suid-Afrika en familieboerdery. En ons wil regtig waar die mooi van familieboerdery gaan wys, want landbou in Suid-Afrika is ongelooflik onderdruk en jy weet, baie mense gaan oor see of wil nie boer nie. Ja. En hierdie storie wys regtig waar die mooi daarvan. Vir jou wat 'n 4de generasie boer is, ja, nê? Jy het ook seker in hierdie reeks net weer eens besef, die uitdagings is anderste as wat boere soveel generasies terug ondervind het. Of is dit maar eintlik dieselfde? Ja, dis sê mos Pieter, hoe meer goed verander, hoe meer bly dieselfde. Ek dink dit die probleme kom net aan 'n ander gedaante voor. Maar die goed waarmee ouens destyds gesukkel het, sukkel ons vandag net weer. Hierdie keer doen ons dit via app. Hulle het destyds met die telegramme gewerk. Hoorie, maar ek kan net dink dit is so lekker. Dink jy het 'n ou net weer 'n opnuute waardering gekry vir hierdie pragtige erfenis wat boere en plase aanbetref? Ja, ek dink jy het besef net weer eens dat boerdery is passie gedrewe. Jy sien daar vir enigiets anders behalwe vir die passie en liefde vir landbou nie. En dat mense wat volhard, dis mense wat deur uitdagings gaan, maar vooruit gaan en regte verskil wil maak daar buite in ons land. En ek dink daai is wat vir mense soveel hoop gee dat hulle elke oggend opstaan en hulle beste gee. Hoorie, en hierdie reeks lyk na 'n perfekte mengsel van geskiedenis en persoonlike stories, né? So is daar stories wat jou in kort net besonder geraak het?
Daar's baie stories, nê. Goed wat daar gebeur het op die plaas, jy weet, van oorloë. Ons het daar op een plaas was daar oorlog gewees en een van die soldate is daar begrawe, families wie se huise afgebrand het, maar families wat weer opgestaan het, nê, en wat klein begin het, vandag is hulle groot boere, mense wat self hulle huise gebou het en yes, dit is mooi as jy daai, weet hulle het ons toegelaat in daai areas. Dis areas wat jy nie as die publiek nou net noodwendig kan ingaan nie. So daai was baie spesiaal en weer eens ek dink dit is ongelooflik om te sien hoe mense as familie saamtrek. En nie net families nie, maar die mense wat op die plaas werk ook, wat ook vir 'n generasie sal daar werk en soveel trots het in wat hulle doen. Luister, dis een ding, ons wil altyd na 'n ander land toe gaan om hulle geskiedenis te gaan beleef, maar dit is soveel lekkerder as jy op jou eie grond en in jou eie omgewing so deel kan wees van hierdie erfenis en geskiedenis, né? Verseker, lekker diep in ons eie landbougeskiedenis in die grond. Right, so eerskomende maandag as ek reg is. 8:00 die aand, ja. Ons kan nie wag nie, Pieter, en baie dankie vir die mooi wat julle bymekaar gesit het en ons sien uit daarna, né? Dankie Pieter, was lekker. So dit is nou jou kans om te sê hom sommer hier in hierdie kamera in. Wanneer is dit? En die naam van die reeks en die gatos. Die gatos. So kyk saam met ons maandag aand 8:00 hier op Via Kanaal 147 Erfenis in die grond. Jy wil dit nie misloop nie. En dis hoe jy jou maandag gaan begin, 6:00 in die oggend saam met ons en dan sluit jy hom op 'n maandag aand 8:00 af net op Via. Bly ingeskakel want hierna toer ons loer ons in by 'n wonderlike organisasie wat gesinne in Pretoria Wes ondersteun en ons bespreek ook Movember. Hier kom nog 'n paar lekker dingetjies. Moenie weggaan nie. Dis goeiemôre, good morning. En is dit reënerig daar aan jou kant? Saam met